Ek kry nog niks terugvoer, so dit is oké. Dan sit seker maar soos myne. Mag die liewe Here in sy gees ons lei om 'n bietjie daarom te kan beleef. Iets in sy naam. Ons het so 'n paar voorsangliedere. So die eerste ene is 'n lekker loflied, ek roem U naam. Kom ons rig ons gedagtes ook op ons Here.
Die volgende is ons is in ons getuienisweek, getuienisnaweek, getuienismaand. So hierdie is een van ons liedboekliedere wat juis ook net vir ons sê, al is hy kort, hy is kragtig, stuur ons Here, gee ons krag Heer, maar dan bevestig ons sal gaan. Goeiemôre. Vriende, ek hoop julle het julle afkondigings of julle westerligte, daar is 'n klomp goeders wat belangrik is daarop waarna ons moet kyk. Heel eerste in die agterkant is Pinkster wat volgende Sondag DV begin, die oggend en die aand, en dan elke aand, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en ook weer die Sondag daarna. Hier's 'n effense skribaai blapsaai van my kant af. Sondag is die 1 Junie en dan die volgende een is nie 7 Junie nie, maar wel 8. So, ekskuus tog. Die 7 moet 8 wees, maar goed. Ten minste gaan ons ook volgende week, glo ons, as alles regloop, ons nuwe IT goed is op het, dan is dit nie meer TV en skerme goed as jy, dan behoort ons alles mooi te kan sien. Dan, vriende, belangrik is hierdie week 'n street store. So street store, weet julle nou al die storie, ons gaan nie weer na die video kykie. Ons het regtig nog heel wat hulp nodig. Ons het baie dankie vir al die klere en goed wat ons ingekry het. Maar ek wil mooi vra, kom gee asseblief julle name na die tyd op by Lana in die kerkkantoor.
Of jy kan natuurlik, die van julle wat nog nie, jy kan mos nou die snaps, of amper sê ek snaps kan, jy kan hierdie QR-code, kan jy mos nou met jou foon scan en dan kan jy daarop registreer. As jy dit gedoen het, hoef jy jou naam te kan opgee nie, dit is fyn. Ons gemeentelede, die van julle wat kan gaan aan Vrydag van 5:00 af by mekaar kom, ons klere moet nog uitgesorteer word. So ons moet mans en vrouens apart hê, ons moet broeke en hemde apart hê en baadjies en dan moet dit volgens grootte ook gesit word en dan het ons ook 'n bietjie hulp nodig met die regmaak van die saal. Daar is tafels en stoele, nie stoele nie, maar tafels en goed wat met reg gesit word. Die vir julle wat daar kan help, Vrydag, hier van 5:00 af, as jy later eers kan inkom, dit is alright. As jy by die saal verbyry en dit is donker, dan weet jy, ons het genoeg hande gehad om vroeg klaar te maak. Maar asseblief julle kom help vir ons. En dan Saterdag het ons nog 'n hele klompie ushers nodig. Dit is mense wat as die kliënte inkom, ons vir hulle kan vat en met hulle lekker kan deurstap en seker maak dat hulle by die regte afdelings kom. Dat elkeen 'n bo-stuk, 'n onderstuk en 'n warm ding kan kry en dan as jy solank as jy die skoene hou, kan hulle nog skoene ook kry. Of as jy by die kos wil help, waar ook al, julle is welkom. As ek behoort ook by waar is die koffie te wees na die tyd, so julle kan maar daar ook vra verder oor dit. Dan net voordat ons by Living Network gaan kom, net ook Renée Smit wat ook baie by ons sing, sy skoonmaat aan die Annabel, dis nou haar, weet, eintlik Anton wat oorlede is al sy ma, die is vanoggend oorlede. So kom ons dink aan Renée en hulle familie, aan Anton se familie ook in hierdie tyd. Ek het nou nie vir Lana, Andra het ek nog iets hierso wat ek regtig moet uitlig. Ek dink dit is min of meer, o ja, asseblief, julle donderdag aand is, onthou gou donderdag aand is dit Hemelvaart. Ons kan nie Pinkster begin sonder Hemelvaart nie, so ons het 7:00 ons diens hier in die kerkgebou, Woensdag aand 7:00. So, Living Network, wat het ek nou gesê? Donderdag aand 7:00. Okay, kan ons dit reg kry? Charlie, donderdag aand 7:00 is Hemelvaart. Vrydag aand maak ons die saal reg en die klere. Saterdag het ons street storm, Sondag begin Pinkster. Ja, okay. As ek het verkeerd gesê het, verstaan het net reg. Preek ek voor. Niemand het my gesê nie, Charlie. Kom ons kyk het gou, julle Living Network is hier so by ons al jare lank. En ons het vanoggend voorreg om vir Louise ook hier by ons in die kerk te hê. So ons gaan net vinnig na video kyk en dan gaan sy net vinnig ook. Nie vinnig, ek wil nou aan die aanjaag en dan gaan sy ook iets hier vir ons meer sê. Ons kyk terug oor 21 jaar. Ons kon dienste lewer aan individue en gesinne wat in nood verkeer en 'n verskil maak in ons gemeenskappe. Alle eer aan ons hemelse Vader wat dikwels die onmoontlike moontlik gemaak het. Ek is Finie, kolonel Ning van Bellville Polisiestasie. Ek is so 25 jaar betrokke geweest by die Victim Support Traumakamer en omtrent in 2016 het Pieter se ouers ons genader. En toe was Pieter op daai stadium reeds redelik verslaaf en natuurlik met wat die polisie betrek geraak het was die geweld wat gebeur het met sy ouers. Toe ek nou die dag om sê Pieter, nou het jy al my resources gebruik. Ek kan nie met jou meer nie. Toe kom gee ek ons my vriendin, nie net my vriendin nie, maar ook my kollega en my Living Network. Indien ek hierdie ondersteuning gehad het van Living Network en die polisie, indien jy nie die sosiale en morele support het, ondersteuning het van organisasies soos Living Network, sal ek 'n beslissing gemaak. En hulle was 'n absolute vital support during my recovery. Wat ek net sê van my kant af wat vir my eintlik oulik is dat Living Network nie net na jou persoon te kyk nie, Pieter, maar baie keer het ons goed gehad, het Pieter nou regtig waar destitute op die straat was dit letterlik so ding soos 'n warm baadjie, so ding soos tandepasta. En goed, op gooi het jy vreeslik gesit met die oë, toe moes ons nog brille soek en klere verpak. So ek dink die hele prentjie wat hulle na kyk,
as persoon? Ja, dit was 'n absolute lewensreddende faktor in my lewe op daai stadium. Jy kom op die been. Jy kan nie jouself net nie uit daai aanvanklike destitute situasie uitkry. Tydens COVID het ons uitdagende tye beleef. Kos is uitgery na gesinne en bejaardes en omgee vroue het maaltye voorsien. Wat vir my lekker was met die kos maak, was hoe my gesin deel was. En my kinders, my seuns is ook daar so in graad 2 en graad 5. Hulle wou altyd weet, want julle was baie die mense se identiteit beskerm, wat wonderlik is. Ek het nooit name gehad vir wie ek maak nie, maar jy het gesê, dit is 'n gesin van 5. Daar's 'n ouma, daar's 'n ma en 'n pa, en daar's 'n seun en 'n dogter van hierdie ouderdom. So ek het altyd geweet, hoe lyk die gesin? My seuns geraak was deur dit, hoe hulle elke keer wou weet, hoe oud is die kind? Is dit 'n seentjie, is dit 'n dogter? En dis waar ek begin het om die blommetjies te klip wat ek altyd moes wys by die kos. Een keer het jy vir my gesê van die familie, dit was Moedersdag. En ek en Elske daai week gekook, maar toe nou ekstra moeite gedoen. Dit was my, en hulle het vir jou laat weet, dat die helfte gewerf vir Moedersdag, en die ander helfte, want ek het altyd sulke groot silvertruis vir ons gemaak, onthou dit. En die ander helfte het gewerf vir verjaarsdag die maand. Dit is my diep graag. Partymal was ek nie baie lus vir die storie kook nie, gaan die eerlik wees, ek het nog gekook, word al baie gekook. En dit sê vir my baie, vir daai growth, myself en vir my familie. En ek dink vir die mense wat ontvang ook. Ek dink dis hoe ons by mekaar is. Dit is uit 'n plek van oorvloed in die nood wat ons connect het. Ja, so en ja, what a journey, want dit het geëindig met van klere tot, ons het daai tonne appels gepak van Kaapsberg en gaan appels aflaai, bakkie vragte vol en ja, jy het my toe net met Delft, daar was 'n vroukie daar, ja, en netwerking, ek weet ons netwerk nog steeds. Behoeftes in die gemeenskap word geïdentifiseer en projekte word beplan. I'd like to thank Living Network for sponsoring me with the opening of the gym in my community. The gym did help a lot and attend the lives of the youth in my community to stay away from the street, negative things like substances, alcohol, and drugs, etc. Thankful Living Network for doing the great thing in my community. Baie dankie vir finansiële bydraes, gebreide artikels, kruideniersware, komberse en bederfpakkies vir matrieks. Dankie aan die persone, groepe en gemeentes wat ons ondersteun het. Louise, welkom. Goeiemôre almal. Ja. Baie dankie aan die Wiggy wat my genooi het. En ek moet baie reg praat want en Wouter Swart het my ook genooi. En ek moet baie reg praat want Rian van Wyk wat hier by jou is een van my direkteure. So ek weet nou nie of hy vanoggend hier is nie. Ek wil vir jou net 'n storie vertel. 'n regte ware verhaal. Een oggend skakel 'n vrou vir my. Sy en haar man is geskei, hy is in 'n ander provinsie, maar hy wil nou baie graag weer kontak maak en veral met die dogtertjie wat hy eintlik glad nie ken nie, maar hy's werkloos. En so ontmoet ek hom in Tygervallei en ons drink koffie. En hy vertel vir my dat hy bemarking geswat het en toe 'n werk gekry het, maar toe besluit hy dit gaan te lank vat om ryk te word en hy beplan toe 'n gewapende roof by 'n bank. En die oggend wat hy dit toe uitvoer, loop dinge te skeef. 'n teller het gesien daar is probleme en dadelik alarm gemaak en hy word toe gevang en 10 jaar gefonnis in die gevangenis. En nou is hy hierso en ek onthou toe hy praat
stuur ek soms so 'n gebedjie op en ek sê, my Here, wat gaan ek met die man maak? Waar gaan ek vir hom werk kry na 10 jaar in die gevangenis? Maar so, die tweede dag, bel iemand vir my, sy nou man het sulke klein winkeltjies, en sy sê vir my, sy soek 'n man, wat betroubaar is, hy moet kan bemark, en hy gee kommissie ook op sy verkope, maar hy moet geld ook kan werk. Hierdie man, maar ja, ek sit alles op die tafel en ek sê van, hier is hierdie man in die storie. Hulle bel my agterna, hulle sê, het mooi gedink, baie gebid, almal verdien 'n tweede kans. En weet jy, hy het 10 jaar vir hulle gewerk, elke oggend opgedag, nooit geld gesteel nie, en hy het nou 'n vaste betrekking as 'n bemarker. En ons visie is saam versorg ons en laat ons groei. En hierdie is maar net 'n voorbeeld hoe dit in die praktyk kan uitspeel. En ek lees nou 'n dag in die Tweede Wêreldoorlog is 'n Franse dorpie gebombardeer en hy het so 'n Christus standbeeld gehad en dit is uitmekaar uitgeskiet. En die mense begin toe die stukkies weer bymekaar maak en maak toe weer die beeld reg, maar die hande kon hulle nie kry nie. En toe sit hulle 'n plakkaat onder die beeld wat sê, I have no hands but yours. En hierdie is vir my, ek kan nie my werk doen as ek nie die Here se kinders het wat hande uitsteek en wat help nie. En ek wil nou sommer vanoggend, ek weet nie watter van die kinders het hotdogs gemaak nie, steek gou julle hande op. Hulle is buite. Ja, ek wil vir julle sê, daai hotdogs wat so pragtig toegedraai en netjies was, kon ons neem na Tutuzelja, waar ander kinders en volwassenes wat seer gemaak is behandel word. Ons kon die 16 personeellede help. Hulle werk nag en dag, 2 skofte, en hulle moet ook partykeer 'n bietjie bederf word, en ons kon vir Belwel Laerskool ook gee. So baie dankie dat julle so hard gewerk het. En dan wil ek dankie sê vir die gemeente. Julle ondersteun ons ook al jare, Ligstad, en ek wil vir ander dankie sê. Met kruiskoffie wat daai py het vol met kaartjies teen die mure, kon ek al baie mense wat swaar kry, sommer net 'n bietjie bederf en omgee wys. So ek wil baie dankie sê dat ons kan hande vat, maar dat ons die Here se hande kan wees. Baie dankie Louise. Ja, dit is nou ons kinders wat nou 1 keer 'n kwartaal ons nou kossies maak. Weet julle, en ek dink ons vandag Wouter weer eendag so, né? En dan net hierna, of is hulle nou besig? Ja, hierna, want hulle moet nou eers in die kerk wees, ja. Maar in elk geval, jy moet maar kom praat, so nog iets oor Colleen, jy gaan. En hulle is ook al vandag, dit is ons kinders ook wat vir ons 'n bietjie gaan preek vandag ook so. Dankie julle, dankie Louise, dat julle ook ons bydra wat ons kan maak. 'n Ou voetbaltjie oorweldig waar kan 'n ou verskil maak, het julle dit so mooi opdolly vir ons ook. Baie dankie vir julle werk ook. Soos wat ons so sit, kom ons sê net gou vir die Here, ons wil hê dat hy in ons harte kom inbly.
ons herinner mekaar weer vanmôre, in wie se naam is ons hier, en in wie en in wat glo ons? Ek glo. Ek glo, Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, Sy eniggebore Seun, ons Here. Ons Here, Ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, en wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel. Die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. ek glo aan die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, Die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, om te vrees, en 'n ewige lewe. Amen. 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 Genade vir julle en vrede, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dood en die heerser oor die konings van die aarde. Mag ons die liefde van Jesus Christus diep in ons harte ervaar en dit uitstraal na mekaar en die wêreld. En daarom, geliefdes, kan ons opstaan en 'n heerlike loflied sing in die woorde van Vonklied 2:1. Kom ons staan. Ek wil meer en meer en meer lyk soos hy. Ek wil meer en meer en meer lyk soos hy. Ek wil meer en meer en meer lyk soos hy. Ek wil meer en meer lyk soos hy. En alles wat ek wil sê, en alles wat ek doen, wil ek word soos wat Jesus dit wil. Elke oomblik, elke dag, en nie net af en toe, maar dit maak is 'n verskil. Ek wil meer en meer en meer lyk soos hy. Ek wil meer en meer en meer lyk soos hy. Ek wil meer en meer en meer lyk soos hy. Ek wil meer en meer lyk soos hy. Ek wil graag dat die mense Jesus in my sien, omdat ek 'n getuie wil wees. Alles ek nog so jonk en niks en buitendien, ek's 'n brief wat die wêreld kan lees. Ek wil meer en meer en meer lyk soos hy. Ek wil meer en meer en meer lyk soos hy. Ek wil meer en meer en meer lyk soos hy. Ek wil meer en meer lyk soos hy. Ek weet net dat jy ditselfde doen, daarom gee hy sy Heilige Gees. Hy help my meer en meer om te leef soos hy beplan, en hom was ek ergens gewees. Ek wil meer en meer en meer, ek wil meer en meer en meer lyk soos hy. Ek wil meer en meer en meer lyk soos hy. Ek wil meer en meer lyk soos hy. Verlede week het was ons hier in die kerk, eintlik die vorige 2 Sondae, en het Johannes 13 na ons toe gekom, en ek wil dit weer vir julle lees soos uit die boodskap uit staan. Johannes 13 vers 34 en 35. Nou sê ek dit vir julle ook, dis Jesus wat praat. Julle moet mekaar lief hê, dit verwag ek van julle.
Kyk hoe lief het ek julle. Laat dit vir julle die voorbeeld wees van hoe lief julle mekaar moet hê. Hierdie liefde van julle moet as te ware hard en duidelik praat. Mense moet daarna kyk en sê, kyk net, daar is 'n volgeling van Jesus. En dit is iets wat ons moes nou nie aldag so lekker reg kry nie, so kom ons maak ons oë toe. En ons vra dat die Here ons vergewe. O Here, dit is met hartseer dat ons bely dat ons U weer teleurgestel het. Soveel jare al hoor ons U woord, maar dit dra min vrug in ons. Ek het nie hierdie week of 'n dag soos 'n verloste mens gelewe nie. Die mag van geweld en haat, onreg en materialisme wat rondom my woed, het ook nes gemaak in my eie hart. So kom bely my skuld en skaamte en pleit by U om my te vergewe. In die naam van U Seun, ons Here. Wees ons genadig, Here. Heilig, 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 is die Here God. Ek het zwaar gesonde, in sy groot gebod. Ons mens is vol ongerechtigheid, o Here, vergeef ons zondigheid. Die aarde is vol van eerlijkheid, U is heiligheid. Heilig, 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 is die Here God. Ek het zwaar gesonde, in sy groot gebod. Ons mens is vol ongerechtigheid, o Here, vergewe ons zondigheid. Die aarde is vol van eerlijkheid, U is heiligheid. So as ons in Romeine 7 lees, dan staan daar, ek is 'n ellendige mens. Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? En dan kom daai wonderlike antwoord. Aan God die dank. Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. Kom ons staan. Koning van my hart, koning van my lewe, U wil ek bemin, U lofnis en verewig, U het my bevry, my sondes skuld vergeef. My sondes skuld vergewe, koning
Dankie julle. Vriende, ons het nou 'n rukkie lank wat Colleen hulle vir ons voorberei het aan hierdie stukkie van vandag. En ek gee graag, Colleen, vir jou en Wouter hulle en die kinders oor. Dit is die verhaal van mevrou Jones, 'n bejaarde dame wat alleen in haar huis gebly het. Sy was 'n godvreesende vrou en het elke dag haar Bybel gelees en met die Here gepraat, ook terwyl sy met haar huistaakies besig was. Eendag het sy 'n droom gehad waarin die Here vir haar gesê het dat hy haar die dag sou besoek. Toe sy wakker word, was sy baie opgewonde. Uiteindelik sal sy die Here sien en opkyk in sy vriendelike, sagte oë. Sy het opgestaan, aangetrek en begin om die huis skoon te maak. Sy besef skielik dat die Here seker honger sal wees as hy kom en begin om deeg te knie vir 'n vars brood. Met 'n glimlag op haar gesig bak sy eiers. Toe sy die brood uit die oond haal, hoor sy 'n klop aan die deur. Haastig haal sy haar voorskoot af en beweeg na die deur. Uiteindelik sal sy haar Here van aangesig tot aangesig sien. Sy maak die deur oop. En voor haar staan 'n seentjie. Tannie, ek het vannag buite geslaap en het gisterlaas geëet. Het Tannie dalk vir my 'n stukkie brood? Sy kyk na die seun en sê, "Ai seun, ek is so jammer om dit te hoor. Ek sou jou graag wil help, maar sien, ek verwag vandag 'n baie belangrike besoeker en is juis nou besig om vir hom ontbyt gereed te maak. Ek is eintlik 'n bietjie haastig." Toe die seun sy kop laat sak, kry sy skaam. Dan kom die Here later vandag, sy kan mos maar vir die kind 'n broodjie gee. "Kom in kind," sê sy, "kom sit." Die seentjie gaan sit en sy maak vir hom 'n toebroodjie. Sy skink ook vir hom 'n glas melk. Sy sien hoe hy gretig die broodjie opeet en gee vir hom nog. Dan sien ons plakkershuis het verspoel en ek weet nie waar my ma is nie. Ek het net weggehardloop van al die water af. Sy maak vir hom 'n toebroodjie om saam te neem en sien hom by die deur af. "Ek hoop jy kry jou ma," roep sy agterna. Mevrou Jones gaan terug kombuis toe en kyk op haar horlosie. "Sjoe, kyk net waar staan die tyd. Nou sal ek nog iets moet maak. Net die beste is goed genoeg vir my Here." Sy begin weer werk. "Ek gaan 'n koek bak. Die Here sal seker vir 10 uur tee hier wees."
Sy meng die bestanddele en sit die koek in die oond. Sy is net besig om die koek te versier, toe daar weer 'n klop aan die deur is. Dis nou beslis die Here. Sy loop haastig na die deur, en toe sy dit oopmaak, is sy duidelik teleurgesteld. Voor haar staan 'n sakeman met 'n pak klere aan. Sy oë lyk moeg en sy hemp hang uit. Goeiemôre mevrou, ek is jammer om te pla. Ek is al vanaf 6:00 vanoggend op pad. My motor het gebreek en toe ek iemand wou bel om te kom help, sien ek my selfoon is pap. Mag ek asseblief u telefoon gebruik? Sy neem hom na die telefoon. Sy dink aan die heerlike koek in die kombuis en sny vir hom 'n stuk af en maak ook vir hom tee. Sy sit by hom en hulle gesels oor die lang afstande wat hy daagliks moet ry. Toe daar weer 'n klop aan die deur is en mevrou Jones oopmaak, is dit die persoon wat die sakeman kom haal. Sy nooi hom in en bied ook vir hom koek en tee aan. Toe hulle later gaan, besef sy dat teetyd sekerlik verby is. Wat as die Here hier aankom tydens etenstyd? Liewe land, ek het niks vir hom om te eet nie. Haastig begin sy potte en panne uithaal en begin om te kook. Die Here sal 'n heerlike bord boerekos waardeer. Sy skil groente en sit 'n skaapbout in die oond. Dan begin sy die skorrelgoed was. Sy gaan sit later op 'n stoel, uit asem van al die werkery. Toe sy haar kop op die tafel rus, is daar weer 'n klop aan die deur. Sy kom regop en sê, dit moet beslis die Here Jesus wees. Sy maak die deur oop en sien die dogtertjies voor haar staan. Sy probeer hard om nie teleurgestel te wees nie. Dit Tannie, ons is jammer om te pla, maar niemand wil ons help nie. Sy kyk na die kinders en sien hulle dun kleertjies terwyl dit so koud is buite. Kom in, kinders. Sy laat hulle by die tafel sit en hulle sê, Tannie, ons bly 3 strate van hier af saam met ons pa. Hy is siek en kan nie meer werk nie. Nou kry hy nie geld nie en ons is baie honger. Kan Tannie dalk vir ons iets gee om te eet? En bietjie medisyne vir ons pappa. Sonder om 2 keer te dink, skep sy vir elkeen 'n bord kos. En sien hoe hulle gretig begin eet. Sy gee ook vir hulle sap. En sien dat die borde leeg geëet is. Sy skep nog vir hulle in. En hulle vertel hulle hartseer storie aan haar.
Sy skep die oorige kos in 'n houer vir hulle om saam te neem. En sy gee ook vir elkeen 'n trui. Toe die kinders weg is, sak sy moeg in 'n stoel neer. Dis laat middag, maar sy wag nog op die Here om te kom. Later begin sy die kombuis skoonmaak en maak vir haarself 'n toebroodjie. Sy gaan kamer toe en voor sy in die bed klim, kniel sy voor haar bed. Here, bid sy, ek was so oortuig dat U my vandag sou besoek. Ek het soveel moeite gedoen met al die kos, en ek wou U so graag sien, net aan U raak en met U praat. Het ek U dan verkeerd verstaan? Dit is toe dat sy die stem in haar binneste duidelik hoor. Ek het jou vandag 3 maal besoek. Matteus 25 vers 35 en 40. Want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het my klere gegee. Siek en julle het my verpleeg. In die tronk en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het hom vra: Here, wanneer het ons U honger gesien en U gevoed, of dors en U iets gegee om te drink? En wanneer het ons U 'n vreemdeling gesien en U gehuisves, of sonder klere en vir U klere gegee? Wanneer het ons U siek gesien en in die tronk en U besoek? En die koning sal hulle antwoord: Dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het julle dit aan my gedoen. Jy sit met jou mam. Jy kan na jou mamma toe gaan, julle mamma. Baie dankie julle. Dankie Colleen. Hulle het geoefen. Dankie julle. Assai. Vriende, kom ons blaai in ons Bybels ook sommer ook gou daar na Matteus 25 toe. So ja, wanneer, vers 31 sê, wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom by mekaar gebring word en hy sal die mense van mekaar skei. Soos 'n wagter die skape van die bokke skei.
Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom, julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis en besit, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee. Siek en julle het my verpleeg. In die tronk en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van die Vader gedoen het, hom vra, Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed of dors en u iets gegee om te drink? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en u gehuisves of sonder klere en vir klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien of in die tronk en u besoek? En die koning sal vir hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan die een van die geringstes van hierdie broers vir my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Dan sal die koning vir die aan sy ander kant, die linkerkant sê, gaan weg van my af, julle vervloektes, gaan na die ewige vuur, wat vir die duiwels en sy engele voorberei is, want ek was honger, en julle het my niks gegee om te eet, ek was dors, en julle het my niks gegee om te drink nie. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my nie gehuisves nie, sonder klere, en julle het my nie klere gegee nie, siek, en in die tronk, en julle het my nie versorg nie. Dan sal hulle ook ander antwoord, Here, wanneer het ons die honger, of dors, of 'n vreemdeling, of sonder klere gesien? En hy sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar die wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe. Here, as ons hierdie woorde lees, dan weet ons, dit is harde woorde vir al die begin en die einde. Ons kan dink aan 'n paar keer wat ons vir mense tog iets gegee het, soos met die kinders vir ons nou mooi gewys het, mevrou Jones, maar dan is daar soveel ander kere wat ons nie daarby uitgekom het nie. Wil u die woorde uit u woord uit vir ons nou mooi en deur die prediking in gelid bring, en ons mooi sal dit verstaan, en mag ons veranderd hier uitstap. Amen. Martin Luther het op 'n geleentheid gesê, die wêreld is vol van God. Hy's in alle steegies, voor jou deur vind jy vir Christus. Moenie na die hemel gaan en sê, ag, as ek ons God en die Here tog net kon sien, hoe sou ek hom alle moontlike dienste kon gee nie. As jy my wil dien, sê die Here, moenie onder die engele na my soek nie. Ek sal in jou huis kom. Jy sal my honger en behoeftig sien. Maar maak net jou oë oop. As jy my wil lief hê, betoon liefde aan jou naaste. Vriende, baie keer soek ons die Here in ons wêreld en hy is nie vir ons te vind nie. Want ons het vergeet, hy het uit die hemel uit neergedaal en onder ons kom woon. Hy het neergedaal, maar ons wil opstyg. Jesus kom elke dag na ons toe. Hy kom in verskillende gedaantes en gestaltes, en glo my, hy kom op ongeleë tye. Die vraag is of ek en jy hom sal herken. Om Jesus te verwag, om hom te erken, om hom te dien, is nie 'n privaat aangeleentheid nie. Dis nie iets vir ons binnekamers of ons persoonlike lewe nie. Dis iets wat na buite gaan, wat in diens omgeskakel word. Ons lees hier en ons hoor hier ook woorde in die begin en in die einde van veroordeling, dat Jesus kom om te oordeel. So ons hoor, sy oordeel sal aan die een kant vir sommige vryheid en geregtigheid gee, maar aan die ander kant veroordeling. Ek wonder partykeer wat is my eie aandeel binne in die kerk, dat ons so baie oor geloof of oor genade en liefde preek, dat ons vergeet van die liefde wat moet uitgaan. Dat ons as te ware eintlik geloof en liefde uit en genade goedkoop maak. As ons Sondag na Sondag hier kom sit en weer vergewe word, dan raak dit 'n ritme. Hier teenoor kom vra hierdie gedeelte vir ons, hoe sou ons lewe
die samelewing in die wêreld daar uitgesien het, as daar nie weldade en barmhartigheid was nie. Meer nog, hoe sou die lewe en lewensgehalte van al die geringstes, die randfigure, die armes, die werklooses, die onderdruktes, die gemarginaliseerdes, uitgesien het, as dit nie vir mense met liefde was nie. As dit nie vir mense soos Louise by Living Network was nie. Soos daai Franse dorpie, dat ons Jesus se hande was nie. Watter nut het die kerk nou eintlik, as ons Sondag na Sondag net by mekaar kom, en dit nie uitvloei in diensbare werk nie? Daarom sê Jesus het baie duidelik vir ons, vir sover julle dit aan een van die geringstes van my broers gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Maar ook, as julle dit nie aan hulle doen, het julle dit ook nie aan my gedoen nie. Vriende, dienswerk en liefdeswerk is onlosmaaklik deel van Christen wees. Dis onlosmaaklik deel van wie en wat ons is. Daarom sê Jakobus in Jakobus 2, julle kan maar daar tussen vers 14 en 26 gaan lees, geloof sonder dade is nutteloos. Paulus beklemtoon dit ook. En ons moet nou nie dit nou alweer verder weer verkeerd trek nie. Dit gaan nie daaroor dat ons goeie werke doen, sodat ons verlossing kan verdien nie. Ons kan dit nie verdien nie, maar ons reageer op die feit dat ons verlossing gekry het. Weldade getuig, dat ek en jy verstaan dat Christus jou en my nuut gemaak het, dat hy ons gered het, dat hy ons vergewe het. Daarom is geringes vir hom belangrik. Daarom wil hy hê dat ons met ons woorde en ons dade, maar veral met ons dade sal getuig. Ongeag die mense se afkoms, hulle kultuur, hulle status of hulle seksuele oriëntasie. Weldade en liefde, diens van barmhartigheid, is 'n bevestiging van ons geloof in Jesus ons verlosser. En is vir die wêreld 'n demonstrasie, 'n verklaring wat sê, ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here. Dit is wat ons vir ons kinders moet leer. In die Bybelskool, by die huis. Dis hoekom dit belangrik is dat die kinders soms na die kindertyd en in kerktyd gaan broodjies maak en gaan sop maak en wat hulle ook al maak, sodat dit kan uitgaan. Dis hoekom ons Vrydag aand na Safe toe gegaan het. Dis hoekom ons eerskomende naweek hard gaan werk om vir mense net weer hoop te bring, saam met 'n klomp ander gelowiges met die Street Store. En moenie dink ons kan nie ons kinders gebruik nie. Kyk na die foto's van verlede jaar, hoeveel kinders het daar ook gebid. 3 kinders in die gebedspan wat vir kinders en ander mense verbygekom en sê, kan ek asseblief vir jou bid, oom? Kan ek asseblief vir jou bid, my maatjie? Ouer mense, almal saam. En ek beweet, dit is in ons sportkalenders is dit moeilik. Ek wil nie vir jy moet kies datus nie, ek wil net hê, dit is 'n geleentheid wat ons gemeente aan duidelik kan wees, maar dit stop nie hier nie, dit is maar net een geleentheid. Daar is 'n klomp ander geleenthede ook deur die jaar. Ek wil klaarmaak. Laat een nag sit 'n wyse man met 'n paar van sy leerlinge, en hulle gesels by die vuurtjie, en dit is nou maar soos ek en Wouter ook al daar beleef het met die belydenskinders, dit kan hulle gou baie laat raak. En ons jonger daar, dan het ons ook die son saam met hulle sien opkom, partykeer. En so het hierdie leermeester en sy klomp leerlinge ook begin sien na die dagbreek. En hy vra toe vir hulle hier vroegoggendure, sê vir my, hoe sal ons weet wanneer die nag verby is en die nuwe dag begin? En hulle het so 'n bietjie koppe by mekaar geskit.
Toe sê die een ou, wanneer jy hier by die kamp hier langsaan kan sien, of daai diertjies wat daar is, 'n skaap of 'n skaaphond is, dan weet ons. O, sê hy, dit is 'n goeie antwoord, maar dis nie die antwoord wat ek soekie. En so het hulle 'n bietjie verder gefilosofeer, en toe probeer 'n ander ene, toe sê hy, ek dink, as ek moet waag, meneer, 'n mens weet dat die nag verby is, wanneer daar genoeg lig is, dat hy daar op die horison kan uitmaak, of daai ding wat daar staan is 'n palmboom of 'n sipresboom is, dan is die nag verby en die dag begin. Dis ook 'n slim antwoord, sê man. Maar dis nie die antwoord wat ek soek nie. En nadat die leerlinge toe allerlei dinge probeer het, het hulle toe op die ouend vir hom gesê, maar sê jy nou maar vir ons, oom, wat is die antwoord? En met 'n sagte stem kyk hulle so een vir een deur die oë, en toe sê hy vir hulle, as 'n mens in die oë van 'n medemens kyk, en jy sien in sy of haar oë 'n broer of 'n suster. As jy in jou medemens se oë kyk en jy kan in sy of haar oë 'n broer of 'n suster raak sien, dan weet jy die nuwe dag het begin. Vir hulle wat dit nie kan doen nie, bly dit vir altyd nag. George MacDonald het gesê, die nood in my naaste se oë is die enigste deur uit die sel van my selfsug. Geliefdes, mag ons nie aan die einde van hierdie week ophou dink wat ons gaan doen om so vernuwe te word in ons denke en gesindhede, dat ons doelgerig soek na Jesus in die mense rondom ons. Dat ons gaan bly dink, hoe kan ons doelgerig soek na Jesus in mense rondom ons? En mag die Here ons as kerk en ons as gemeente, ons as gelowiges, help dat ons nie aan weldade en barmhartigheid in die dae waarin ons leef ontbreek nie. Here, ons leef in 'n wêreld waarin dit bitter swaar gaan met baie mense. Mense kry op soveel maniere moeilik en swaar as gevolg van baie uitdagings. Party is finansiële uitdagings, party is gesondheidsuitdagings. Ander is uitdagings in terme van verhoudings, familieverhoudings, werksverhoudings, watse verhoudings ook al. Here, mag ons in mekaar se oë, broers en susters, sien. Mag ons wees dit wat ons hierdie jaar vir mekaar herinner om te wees, dat ons iemand sal wees wat iemand anders soos iemand sal laat voel. Gee vir ons die vermoë, Here, om uit te reik. Meer as net hierdie maand, meer as net hierdie week. Mag ons asseblief die nood sien, soos wat ons saam met die kinders bid, Here. Mag dit wat ons sê en dit wat ons doen, wys dat ons u kinders is. En daarom pleit ons dat u ook hierdie week wat voorlê se street store sal seën. Dat mense wat daar buite leef sonder hoop, dat wanneer hulle hier op ons terrein inkom, hulle al daar van die sekuriteitsmense af al buite sal liefde beleef. Dat hulle binne in die saal met ons ushers en ons bidders sal liefde beleef, ook wanneer hulle ietsie kry, dat hulle sal weet dis met liefde gemaak, maar ook dit wat hulle kry om te eet is met liefde bedien. Mag hulle u raak sien, maar mag ons nie dink dat ons en almal wat saam met ons gaan werk by hierdie groot projek, dat dit nou ons deel is vir die jaar nie.
Daarom weer, Here, mag wat ons sê en doen, wys, ons is u kinders, elke dag van ons lewe. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawe. Ons gaan afsluit met ons tema lied van die maand, Vonklied 371, wat ons al so mooi leer sing het. Ons gaan staan. Onthou nou gou, dit is eers die Here wat sing en eintlik vra. Hy sê, ek is Heer oor see en lug, en ek hoor my kinders sug. Wie sal lig na hulle bring? Wie sal ek stuur? En dan antwoord ons, hier is ek Heer. Roep u my Heer, klink die roepstem ook vir my vandag, ek sal gaan Heer, in u naam Heer, instrument wat werk deur God se krag. Ons antwoorde 3 keer sy vraag, kom ons sing dit hartlik saam, en kom ons gaan leef dit ook, as ons hier uitstap. En ons bly dan staan vir die seën, en die wegsendingslied daarna. Goed. Ek is Heer oor see en lug, en ek hoor my kinders sug, al wat woon in duisternis, al wil ek red. Ek wat sterre laat verskyn, al donker laat verdwyn, wie sal lig na hulle bring, wie sal ek stel? Hier is ek Heer, roep u my Heer, klink er opstem, offer my vandag, ek sal gaan Heer, in u naam Heer, instrument wat werk in God se krag. Oor die skepping is ek Heer, maar ek voel my volk se seer, maar al begerde word, wil ek al red. Ek die skepper van die son, ek wil lig vir hulle kom, wie sal over hulle bring, wie sal ek stel? Hier is ek Heer, roep u my Heer, klink er opstem, offer my vandag,
Ek is God wat alles sien, en ek sal wat hulle doen, want ek is my goedheid. Vriende, dit wat ons vandag gehoor het, is soms moeilik en is soms hard. En dinge kom op ons pad op ongeleë tye, dit is gewis waar. Maar ons het soveel om oor dankbaar te wees. Maar meer as dit, het ons ook 'n God wat met ons stap elke pad wanneer ons hier uitgaan. Wat deur sy gees in ons ore praat, wat vir my die krag gee om elke dag te doen wat ek moet. En hy wil vir jou ook seën. En hy wil sy hand op jou skouer kom sit. En hy wil vir jou herinner, soos in Numeri 6, dat ek die Here jou God sal jou seën en ek sal jou beskerm. Sal tot jou redding verskyn en ek gaan jou genadig wees. Gaan al jou gebede verhoor en dan jou my vrede gee tot 'n alle ewigheid. Amen. Hier kom maar gaan.